Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Jeremia 29 vers 11 tot 13. Gister het ek en jy vir mekaar gesê dat wanneer die mis van onsekerheid op ons siele kom lê en die storms van seer ons menswees verrinneweer, juis dan moet ek en jy 'n plek van veiligheid hê waar ons kan gaan skuil en waar ons rus en vrede kan vind, ongeag van die storms wat rondom ons woed. Die wonderlike om te weet is dat God se besig wees met jou en my en sy plan vir ons lewens is soveel groter as wat ek en jy ooit kan verwag. Net so is die eindbestemming van ons reis hier op aarde as kinders van God soveel heerliker, mooier, beter as wat ons ooit kan dink of droom. Soos iemand pragtig gesê het, God's plans for your life far exceed the circumstances of your day. Soos daar staan in Jesaja 46 vers 4, I have made you, and I will carry you. I will sustain you, and I will rescue you. Nehemia se drome was aan flarde. Die mure van Jerusalem was plat, die stadspoorte vernietig en die tempel daarmee saam. Die laaste halmpie hoop wat hy en die volk van God gehad het aan flarde aan hulle voete gelê. Menslikerwys gesproke was daar nie 'n oplossing vir hulle probleem nie. Wat doen Nehemia toe? Hy gaan na die een toe wat nooit uit planne hardloop nie, God. En nou is dit die interessante, Nehemia gaan nie na God toe in sy stil word, sy huil, sy bely vir God met 'n sak planne en 'n klomp opsies wat hy vir God uiteensit wat moontlik gedoen kan word nie. So Nehemia het 'n probleem en hy gaan na God toe. En voordat hy begin soek en vra vir God se plan, doen Nehemia eers van sy kant af dit wat nodig is. Hy bely sy skuld, sy familie se skuld en die hele volk se skuld voor God. Wat Nehemia eintlik maar net doen, is om voor God te bely dat hulle menslike planne en hulle manier van dink en manier van doen eenvoudig nie uitgewerk het nie. Luister saam met my na dit wat Nehemia tot God gebid het. Ek bid vir u dienaars, die Israeliete. Ek doen belydenis van die sondes wat ons teen u begaan het. Ook ek en my familie het gesondig. Ons het u nie geëer nie. Ons was ongehoorsaam aan die gebooie, die voorskrifte, die bepalings wat u aan u dienaar Moses gegee het. Vers 6 en 7 uit Nehemia 1. So wat Nehemia hier bely namens hom, sy familie en die volk van God, is dat hulle eie koppe gevolg het. Hulle die tou aan die Vaderhuis se voorpilaar losgemaak en gedink hulle sal self hulle pad kan vind in en deur die storms wat rondom hulle gewoed het. Soos wat ons vir mekaar gesê het, Nehemia het 'n probleem. Hy neem dit na God toe, hy bely en aanvaar verantwoordelikheid vir sy aandeel aan die probleem. Daarmee saam erken hy dat God die enigste een is wat eintlik 'n oplossing vir die probleem het. Maar ek glo nie Nehemia was reg vir God se oplossing van hulle probleem nie. Want soos ek en jy nou al baie keer vir mekaar gesê het, is God se oplossings vir ons probleme altyd in die bonatuurlike dimensie, bo-menslik groot. Want God staar hom nie blind teen die probleem nie. God kyk na die uitkoms. God sien reeds die uiteinde van ons reis, die voorreg om saam met hom te wees aan ons Vaderhuis. En hy sien reeds die uiteinde van die plan waarmee hy besig is, waardeur sy eer
weer herstel sal word.